lewe, die weg, die waarheid en die lewe, die ware wynstok. Hierdie alles is 'n heilige oomblik waar God sê, maar hier is ek, sien my raak, ek openbaar myself aan julle. Dis baie diep gewortel in hierdie geskiedenis wat God wil sê, maar sien my net raak. Natuurlik is dit 'n gelaaide term, want ek en jy dink onmiddellik terug aan Moses by die braambos. In die oomblik wat Moses nie kan nader kom nie, want die braambos skyn te heilig. Daar klaar sê God, maar ek is. In die geval van Moses is dit die uitnodiging om los te kom van slawerny, om los te kom van 'n situasie waar hulle nie vryheid het nie. En wanneer Jesus dit gebruik, dan word dit meer oop. Dan word dit om vry te kom van almal. En die skare mis dit. Hulle sien dit nie raak nie. Hulle is weer net besig met hulle eie behoeftes. Om God te soek, om God werklik te soek, beteken om my geskenk oop te skeer. Beteken om dit absoluut te geniet. Beteken om te vertrou dat God in beheer is. Met al die stemme wat ons hoor, al die dinge wat ons rondtrek, al die kragte en magte wat 'n inwerking het op ons, al die goed wat ons so bekommerd maak, om te onthou dat God is die een wat aan die stuur is. Soos hierdie broer van die monnik, is dit die potensiaal om begin agter te kom, dat wanneer jy God eerste stel, dat dit verskil maak. Maar dis nodig om so 'n bietjie aan jou binneste te gaan krap. Dis nodig om stil te word en te gaan sit en te gaan fyn kyk. Maar hoe lyk my verhouding met God? Wat is aan die gebeur? Waar kan ek meer van U en minder van my? Waar is dit wat ek agterkom? Ek is besig om op 'n kronkelpad te gaan en uit te mis op die ongelooflike lewe wat God vir my inhou. Kom ons bid saam. Here God, ons is partykeer so besig met ons eie soeke. Ons is so besig met die frustrasie oor ons nie kry wat ons wil hê nie. So onver genoeg dat ons begin dink U is ver. Dat ons begin dink dat U nie luister nie. Dat ons begin dink U gee nie om nie. Here, ons vergeet so dikwels dat U is totaal anders as wat ons kan voorstel. Dat wanneer jy praat van liefde, wanneer jy praat van genesing, wanneer jy praat van lewe, iets anders te bedoel. En dan sukkel ons, Here, want ons kyk so vas in die tasbare. Ons kyk so vas in ons maag wat honger is en die goed wat ons wil doen. Dat ons vergeet om raak te sien dat U ons eintlik uitnooi na 'n volheid. Dat U ons maag wil volmaak en ons gees wil volmaak. Ons is so behep, Here, met wat dit is wat ons moet doen, dat ons vergeet dat U ons uitnooi om te wees. Dat wees eintlik 'n werkwoord is. Here, onbeskryflik baie dankie dat ons as 'n geloofsgemeenskap vanoggend saam kan sit en mekaar kan herinner om na U te soek en om U raak te sien. Ons dankie, Here, dat ons weet dat U met elkeen van ons op pad stap en dat U die hele tyd met ons aktief besig is. Dat dit nodig is vir ons om ons hande oop te maak en U te ontvang. Ons dankie, Here, dat U ons uitnooi om anders te dink.
dat U ons uitnooi om na die lewe in 'n ander manier te kyk, omdat ons weet, U is in beheer. Amen. Môre julle almal, Dr. Annette, ek wil net vir jou baie dankie sê vir oggend se boodskap. Ek sit nou daar agter en dink, wat is 'n goeie tyd wat ons God ervaar, en dis nou amper lente. So dan gaan ons hom weer oralste om ons sien en ervaar. So baie dankie vir vanoggend se boodskap. Jy's nou die derde vroue prediker wat ons het. En ons het die afgelope ruk 'n paar nuwe predikers, en wat ek van julle almal hou is julle hou ons kameramanne besig. Op en af, en Tyn Charlotte is ook nou vandag geagter. Nee, ek maak sommer net 'n grappie. Ek wil net almal herinner dan van ons fees die 7de September. Dis om die draai, dis oor 2 weke. As daar nog iemand is wat 'n handjie wil bysit of om te help met enigiets, kan jy net vir Cecilia kontak. Dis om die draai en ons sien baie uit na die fees. Ek dink die eerste een wat ons in 'n ooit hou, baie lank, tweede een. So ons sien baie uit daarna, kom almal, nooi julle vriende uit, nooi julle familie uit, hier gaan vintage karre hierso wees, hier soos oor die 20 stalletjies wat hierso gaan wees, ons gaan lekker kos maak, so ons nooi julle almal uit om daai dag te kom. Dan is dit die laaste dag wat julle julle hemde kan ingee vir die printing, as julle dit hierso het, kan julle net vir Tyn Charlotte gee. En dan nou agter by die deur as julle uitgaan is die pen wat Dominee Pinaar gemaak het. Hy's ingeboks en daar's 'n gedig by wat Justus geskryf het. Dis R10 'n kaartjie. Ons beoog om 500 kaartjies te verkoop. Ons trek nou al by 360 rond. So daar's nog baie kaartjies oor om te koop. En dan het ons lekker koekies na die tyd as ons gaan tee drink. Jy kan koekies koop. En dan is hier so 'n meisie vanoggend wat 'n video gaan maak vir die fees. So as jy uitloop en sy trek jy dalk een kant toe en sy wil 'n onderhoud met jou voer, moet nou nie slegte goed van die kerk sê. Baie dankie. Dit is altyd vir my die lekkerste om saam te kan bid. En ons gaan dit vandag doen in die vorm van 'n lied. Kom ons staan en ons sing saam lied 286, Here God van liefde. Ons gaan al die verse saam sing. In hierdie week waar jy uitgaan en Jesus jou uitnooi om ware lewe te leef, onthou dan, mag deur jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag deur jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander.
En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense nie gedink het gedoen kan word nie. Amen.